Môre broers en susters, kinders, baie welkom vanoggend in die huis van die Here. Ons het vanoggend vir Dominee Attie Teersen, wat vir Dominee Matthys instaan. Ria het 'n 50-jarige matriek-reunie. En dit is gewoonlik 'n groot skok as 'n mens so iets bywoon, en dan moet jy oornag om van al die skokke ontslae te raak om die volgende dag huis toe te ry. Ek stel jy graag bekend aan Dominee Attie. Dominee Attie is 'n man van die Wes-Kaap. Ek het nou met hom gesels, 'n man wat lief is vir die berge en die see. En hy het 'n wye draai deur die Wes-Kaap gemaak. Wes-Kaapse Synode, daar by Hibbertsdale in die omgewing van Mosselbaai, seker maar die ring van Mosselbaai, die bediening gelewer. Hy was ook in Darling en daar waar Pieter Turkhuis rondloop. Hy sê, dit is nogal 'n belewenis om dit te sien, maar in elk geval. En hy was ook in Hibbertsdale, daar in Mosselbaai streek, die bediening. En daarna het hy ook in Appington die woord van die Here bedien. En toe is hy op die stadium by Zeerust in Noordwes, die ander kant Rustenburg. En Dominee Attie is nou al 11 jaar afgetree en hy bly in Potchefstroom. Dominee Attie, baie welkom en volgende by Carletonville Suid. Ons sien uit na die boodskap. Die Heilige Gees ken God volkome. Hy ken God se waardes en hy ken ook God se wil. Mag hy vanoggend vir jou leiding gee, sodat jy hierdie woord aan ons sal bekend maak, sodat ons dit sal meer verstaanbaar sal wees vir ons, sodat ons God se wil kan uitdra aan die mense daar buite. Baie welkom doen. Ek gaan nou gou net eers die afkondigings doen. Verjaarsdag Ruben Pretorius, hulle is vanoggend nie hierso nie. Jan, Karina, ek weet nie hoe hou julle dit al huis toe, maar hy raak nou, die afgelope 2 jaar het hy baie jonger geraak. Ja, mag die Here jou ook seën, en vir die werk wat jy vir ons in hierdie gemeente doen, met die kosprojekte en die bazaar, en ons Jan, jy is werklik waar, en jy en jou hele familie is vir ons 'n steunpilaar hierso in die gemeente. En dan ook, verder is dit Elena van Rooyen, is sy vanoggend in die kerk? Daar sit sy. Lekker goedjie vir haar asseblief. Baie geluk en baie seën vir die jaar wat voorlê vir jou. Mag die Here jou net dra en jy net geluk sal ervaar. Baie dankie. Dan dink ons vanoggend aan Rosemary, Peluso en gesin. Almal onthou vir Gerda wat voor in ons gemeente was, Gerda Swanepoel. Die oom is oorlede, Daan Oosthuizen. Nou Gerda het vir Daan al die jare versorg en daarna het Rosemary vir oom Daan versorg. En hy is onlangs oorlede en sy diens is Woensdag 11 uur uit ons kerk. Ons dra ook aan die op. Dan Zelda is nie vanoggend hier in die kerk nie. William Zelda Pretorius vir haar kinders in Nieu-Seeland. Hulle is in die dorp wat in die pad staan van die sikloon waar Diano en hulle met hulle huis ontruim. Ons het ook gisterand in die nuus gesien van die sikloon wat daar besig is om verwoesting te saai. Ons in die land ken die siklone nie en dit maak ons vir hulle ook as ouers dit baie meer kommerwekkend en ons dra hulle aan die op. Ons het nie vanoggend voorsang nie, Dominee, ons sien uit na jou boodskap wat jy vir ons wil lewer. Baie dankie. Ek net, vergeet ek my eie ding, Bybelstudie, dit gaan oor die Heilige Gees deur Stefan Joubert, en ons begin die 15 April, daar is boekies beskikbaar. Ons nooi werklik uit om dit te kom bywoon. Baie dankie. Dankie.
Goeiemôre gemeente. Is die klank daar? Dankie. Nou dat die ding hier aangesit is, voel ek soos 'n pilot. Nou, in elk geval, baie dankie vir die voorreg om vanoggend die woord van die Here hier te bedien. Ek glo dat die Here vir ons 'n besondere woord het. Want die Here het altyd vir ons 'n besondere woord. Maar voordat, ek hou daarvan om al die mense altyd eers so 'n bietjie op hul gemak te stel. Ek het al geleer, mense moet eers lag voordat hulle kan luister. Nou, hulle vertel van die ou dominee wat nou lank in die gemeente was, en toe bou hulle 'n nuwe kerk. En hy gaan toe na die argitek toe, sê vir die argitek, luister, jy bou, ontwerp tog 'n kerk, wat jy 'n plan maak met die mense wat daar onder die galery inkruip. Hy sê, want as dit is sleg om te preek, as hier staan die mense sit deur aan die ander kant, het voel soos buitelandse sending. Hy sê, asseblief toch, maak 'n plan daarmee. Die argitek sê van, doen dit is reg, maar daar's 'n voorwaarde. Jy kom kyk nooit na die planne nie. Jy sit nooit jou voet op die bouperseel nie. Wil jy nooit daar sien nie. Ek sal sorg vir daardie probleem. Die dominee het nogal lank gepreek. En toe die Sondag waar die kerk ingewy. En toe die kerk ingewy word, die dominee kan nie wag om by die kerk te kom nie. En toe hy by die kerk kom, nou is die argitek by hom, is geen banke nie, niks nie. Hy sê, nou, wat gaat hier aan? Sê, dominee, wag net, tot die kerk, die mense begin kom, as jy self sien. En toe die eerste mense daarin kom, toe pop die eerste bank hier die vloer uit op. En daar is niks om te gaan, nergens anders om te gaan sit, jy gesit op die bank. En toe die bank vol is, toe pop die volgende een uit, en die volgende een, en die volgende een, en die volgende een, tot die kerk vol is. So met die inwyding van die kerk is altyd vol. En die dominee is in sy lopies, hy dink, yes, dis daar 'n slim argitek hierdie. En hy preek, en hy preek, en hy preek, en hy preek, toe dit 60 minute is, toe sak hy met preekstoel al weg. Nou, ek hoop nie, dit gebeur nou met my nie. Ek hoop nou nie, dit gebeur met my nie. Nou het julle gelag, kom ons sit nou maar die lag weg, en ons kom nou by die ernstige dinge. Ek wil gou vir julle vra, sommer net baie belangrik, dat ons so lekker by mekaar sate kan uitkom. Wat staan op die voorblad van julle gemeenteprogram hierdie jaar? Daar's 3 woorde. Wat staan daar? Wie het nou gesê genade? Ja, daar staan 'n ander genade. Wat nog? 3 woorde. Ontdek, vertrou, deel. Ontdek wat? God se goedheid. Vertrou die rigting wat God vir julle as gemeente lei. En dan die deel, gaan deel God se genade. Maak jou pakkie vandag vol, hier in die diens. Maak jou hart vol, dat jy iets het om te gaan uitdra, daar buite. Kom ons sing nou ons intrelied, lied 215, daarvan al 15 verse. Ons sing dit staande, en luister nou mooi, ons sing dit omdat dit verlede naweek, Paasnaweek is. Kyk mooi na die woorde.
Gemeente, wat het ons so pas gedoen? Ons het mekaar opgeroep. Besing die lof van Jesus saam, ook engele bring hom eer. Ons sluit ons aan by die engele en ons prys hom omdat hy die oorwinnaar is. En nou wil die Here vir ons sê, ek is hier. Ek het gehoor. Ek is ook hier. Voordat julle hierna toe gekom het, was ek al hier. Luister wat sê hy. Kom na my toe, sê die Here, dat julle gered kan word. Almal op aarde. Want ek is God, daar is geen ander nie. Ek lê eed af in my eie naam. Wat ek sê is betroubaar. Dis 'n woord wat nie onvervuld sal bly nie. Wat is daardie woord? Wat is daardie kosbare woord waarvan jy praat? Luister mooi. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal 'n eed aflê in my naam. Ek is die Alfa en die Omega, die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. En Jesus groet jou soos hy daardie aand met sy eerste verskyning aan die disippels gegroet het. Vrede vir julle. Vrede vir julle. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou 2 lofsange sing na mekaar staande. Eers lied 177, is 'n bekende een, bekende melodie, bekende woorde. Ons het net 2 verse vandag, want die liedboek het net daardie een, maar in die ou jeugdsandel, die ou rooi boekie wat ons so 'n klompie jare gelede gebruik het, daar is 'n tweede vers ook. Ons sing hom ook vandag en dan sing ons ook lied 201, al 3 die verse. Amen.
God wil hê die hele wêreld moet hoor. Nou, as julle nou mooi gekyk het na die foto en as julle mooi gekyk het na dit wat ons sopas gesing het, al twee liedere, dan sal julle nogal agterkom watter kant toe die boodskap gaan. En ons gaan lees vanmôre 'n gedeelte uit die skrif uit, wat juis gaan oor Jesus se intog in Jerusalem. So kom ons blaai na Lukas 19 ons gaan lees van vers 29 tot vers 44. Lukas 19 vers 19, in Lukas 19 vers 29 tot 44. Voordat ons dit saam lees, kom ons sluit ons oë in gebed. Maar net voor dit, iemand het daar in die konsistorie nou gebid. Een van die dames. En een belangrike ding wat daardie persoon gebid is, vul ons met hoop. Laat ons draers van hoop wees. En laat ons dit wat ons vandag hier ontvang, die wêreld sal indra. Kom ons sluit by daardie gebed af. Kom ons sluit ons oë. Wonderlike Vader, almagtige God, baie dankie dat U vanmôre hier is, omdat U wil hê dat ons 'n kosbare boodskap moet ontvang. En as dit nie vir onsself bedoel is nie, en vir iemand anders daar buite, vul ons met daardie hoop en die verwagting dat wanneer ons daardie boodskap gaan uitdra, dit nuwe lewe in daardie persoon sal bring en daardie persoon ook sal vul met hoop. Ons wil veral vanmôre bid, Here God, dat U self ons harte ontvanklik sal maak, vir ons 'n leerbare gees sal gee, dat U die skrif vir ons stukkie vir stukkie sal oopmaak, dat ons werklik die volle omvang van die gebeurtenis sal verstaan, en die boodskap en betekenis wat dit het vir die tyd waarin ons lewe. Vader, ons het ook vanmôre by die aankondiging gehoor van iemand wat oorlede is, wat aan hierdie gemeente op 'n manier verbonde was, en ons bid dat U ook in daardie familie vertroostenis sal bring. Dat U hulle trane sal afdroog, nie net van hulle oë nie, maar ook van hulle harte, en dat U die leerplek in daardie familiekring sal vul met U liefde. Ons wil ook bid, Here God, dat U vir ons sal volmaak van die krag van die Heilige Gees, en dat strome lewende water uit ons sal uitvloei. Strome lewende water, dat waar ons kom, die liefde in ons hart aan ander sal afgee, en dat daardie strome lewende water in ander se lewens nuwe lewe sal bring. Baie dankie, Here God, dat ons dit mag bid in die naam van ons Here Jesus. Amen. Lukas 19 vers 29. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, nou is dit belangrik dat ons nou vir onsself vra, wat is hierdie dinge waarvan Lukas nou skryf? Nou hierdie dinge is Jesus het 'n gelykenis vertel, 'n baie belangrike gelykenis waarna ook in die preek verwys sal word, maar 'n gelykenis wat ons nog al 'n bietjie vreemd gaan vind. Lukas beskryf dit 'n bietjie anderster en is 'n bietjie anderster toegepas, maar 'n gelykenis wat uiteindelik baie beslis gaan oor die koningskap van Jesus. Dit is waarop hy dit toepas. Nadat Jesus hierdie ding gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy 2 van sy disippels vooruit met die opdrag: gaan na die dorpie toe, daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los, moet julle antwoord, die Here het hom nodig. Die 2 wat gestuur is, gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het.
Terwyl hy die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, waarom maak jy die donkie los? Hulle antwoord, die Here het hom nodig. Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad opgegooi. Toe hy naby die stad kom teen die afdrand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors geprys oor al die wonderwerke wat hy gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hom wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. As jy nou na die voetnoot daar gaan kyk, as jy sien, daar die woorde kom met Psalm 118 vers 26. Die fariseërs, 'n paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus, meneer, maak stil die volgelinge. Let daarop, daar is 'n uitroepteken. Maar hy antwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Toe hy nog nader kom in die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê, as jy vandag tog wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Daar sal daar oor jou kom, dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Ek wil voor ons met die preek begin net 'n vraag vra. Toe Jesus nou daar op die pad was op die donkie, Jerusalem toe, wat dink jy het in sy gedagtes omgegaan? Waar het hy gedink? Wat was sy verwagting? Jy moet nie vir my antwoord, ek sal nie vir iemand sê, maar sal jy vir my 'n antwoord gee, wat ook al nie, hoef bekommerd te wees nie. Jy gaan nie ook eers 'n antwoord gee nie. Ek wil net hê, julle moet daardie vraag dwars deur die preek in gedagte hou. En aan die einde van die preek, en daarom is die tweede vraag ook nou al, as Jesus hierdie vir my stuur om hierdie boodskap te kom aflewer, wat verwag hy moet die gemeente se reaksie daarop wees? Nou, gemeente, hierdie gedeelte wat ons nou in Lukas 19 gelees het, vertel vir ons van een van die bekendste insidente op Jesus se lydensweg. As ons aan Jesus se lydensweg dink, dan dink ons altyd waar Jesus op die donkie gery het. En dis natuurlik die belangrikste insident, sy intog in Jerusalem op die rug van die donkie. Nou wil ek maar net sê, 'n baie buitebybelse voorstellings van Josef en Maria, wat op pad is van Nasaret na Bethlehem toe, sien ons vir Maria uitgebeeld op die rug van 'n donkie. Gaan lees hier die Bybelverhaal, dan sien jy gou agterkom, maar daar word nergens van 'n donkie gepraat. Hoe dat ons soms dinge inlees in die Bybel en sekere veronderstellings maak, maar dit staan nie in die Bybel nie. En nou is die baie belangrike ding, dat wat ons baie goed moet besef, is dat dit baie onwaarskynlik is, dat daar 'n donkie ter sprake was. Omdat ons moet besef, daardie mense was brandarm. Natuurlik lees ons 'n hele paar plekke in die Bybel van donkies. Nog 'n hele paar keer, baie keer eintlik, lees ons van donkies. Maar dit beteken nou ook nie dat die rappes en maat elkeen 'n donkie gehad het nie. Dat Jesus Jerusalem ingery het op 'n donkie, was waarskynlik die enigste keer
Daarna het hy nie weer op 'n donkie gery nie, want toe is hy gekruisig. En daarom is dit baie belangrik dat ons maar net besef dat by die lees van hierdie skrifgedeelte, dan lees mense dit soms so vinnig. En hulle lees oor 'n klomp goed in die skrifgedeelte, wat hulle nie agterkom nie. Kan glad nie agterkom nie. Het julle al gesien, dit staan daar, dat daardie donkie eintlik deel was van 'n belangrike boodskap van Jesus. Die donkie self moet iets vertel van wat in hierdie verhaal gebeur. En daarom, daar is heel wat inligting in die gedeelte, wat ons eers goed moet verstaan, om die volle inhoud van die gedeelte te verstaan. En by hierdie spesiale nadenke, om dit te verstaan, moet ons eintlik so 'n bietjie vorentoe blaai in die Bybel. In die vorentoe laat ons sekere inligting by ons kan insink. Die insident van Jesus se intog in Jerusalem het 'n duidelike en veelzeggende aanloop gehad. Dit begin al daar, en nou kan jy maar gaan kyk daar, in hoofstuk 13. Daar kom 'n klompie fariseërs na Jesus toe, en hulle sê vir hom, u moet die pad gee, en na 'n ander plek toe gaan, want Herodes wil u doodmaak. Wat sou Jesus se reaksie wees? As jy Jesus was, wat sou jy gedoen het? Luister doen wat doen Jezus. Jezus reageer daarop met 'n skerp, 'n duidelike, harde, sterk antwoord. Hy sê, gaan sê vir daardie jakkals, kyk, vandag en môre dryf ek nog duiwels uit, maak mense gesond, maar op die 3de dag sal ek my werk klaarmaak. En dan sê, in elk geval, ek moet vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want dit is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as Jerusalem omkom. Dis ondenkbaar, ek is op pad Jerusalem toe, en dis ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek sal omkom as Jerusalem. Met die uitspraak sê Jesus 'n paar baie belangrike dinge by daardie geleentheid. Die heel eerste wat hy sê, en ons moet daarvan baie duidelik kennis neem, hy is onkeerbaar in sy doelgerigtheid op pad na sy bestemming na Jerusalem toe. Geen dreigement van wie ook al sal hom laat afsien daarvan nie, en sal hom op die skrik op die lyf jaag nie. Hy sal nie bang word daarvoor nie, vir geen dreigement nie. Die tweede is, hy is op pad na Jerusalem toe, en weet dit is sy eindbestemming. Hy weet al die pad, loop hy met die vaste wete in sy gedagtes, ek gaan om in Jerusalem te gaan sterwe. Hy is ook 'n profeet, en hy weet dieselfde lot, wat baie ander profete voor hom daar getref het, wag ook vir hom. Hy gaan daar doodgemaak word. Want Jerusalem het deur al die jare Jerusalem die berugte naam gekry, dat dit die stad is wat die profete van die Here doodmaak. Tog is daar 'n groot verskil tussen die vorige profete wat daar gesterf het, en hy wat daar gesterf het. Al die ander profete se lewe is van hulle weggeneem. Hulle is deur ander doodgemaak. Jesus is op pad Jerusalem toe, om homself sy lewe te gaan aflê. En daarom probeer hy op geen manier om dit wat daar op hom wag te ontwyk nie, al het hy meer as een keer op hierdie lydensweg die geleentheid daartoe gehad. En dan is daar ook nog 'n paar laaste take wat die Vader hom gegee het om te verrig. En dit sou hy nog in die 3 dae wat volg, sal hom besig hou. Hy maak spesifiek melding van duiwels wat hy moet uitdryf en siekes wat hy moet gesond maak. En as ons nou dan so 'n bietjie vorentoe blaai, dan sien kom ons af daar waar hy 'n man wat aan water gelei het gesond gemaak het. Lees ons nog so 'n bietjie verder, dan sien ons hy kom, Lukas skrywe van hy die pad
daar op pad na Jerusalem toe gevat tussen Samaria en Galilea. En daar kom hy op 10 melaatses af. En hy maak die 10 melaatses gesond. Hulle kom hom daar tegemoet. En dan uiteindelik kom hy net voor Jericho. En toe hy Jericho wil binne gaan, hier sit 'n blinde. Sy naam is Bartimeus. En hy roep na Jesus, en dit is waar ons baie dikwels die fout maak, ons lê nie die verbande tussen skrifgedeeltes nie. Hy roep na Jesus, en op 'n baie besondere manier roep hy na Jesus. Hy sê vir Jesus, Seun van Dawid, ontferm u oor my. Seun van Dawid, ontferm u oor my. En so hou hy aan. En die mense wat daar verbygeloop het, probeer hierdie man stil maak. En dan uiteindelik maak Jesus hom gesond. En dan gaan hy die stad binne. En dan gaan hy na een enkele persoon toe. Net een enkele persoon. Daar is so baie mense in die stad, dat die een enkele persoon nie naby Jesus kan kom nie. Maar Jesus gaan en red net daardie een persoon. En sy naam is Saggeus. Op sy reis na Jerusalem gee Jesus ook spesiale aandag aan sy 12 disippels. En dit is belangrik dat ons dit baie mooi ter harte neem. Lukas skryf, Jesus het 12 op sy geneem en vir hulle gesê, kyk, ons gaan na Jerusalem toe. En alles wat die profete oor die seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie. Die woorde was vir hulle duister en hulle het nie verstaan waaroor hy praat nie. En dan het Jesus ook nog 'n hele paar laaste dinge om vir sy 12 disippels en vir sy volgelinge te leer, voordat hy Jerusalem sou ingaan. En een van die dinge is hierdie gelykenis waarna ek verwys het, wat hy vir hulle vertel. Ons ken dit uit die Matteus Evangelie ook as die gelykenis van die talente of die muntstukke. Lukas gee vir ons so gevarieerde weergawe daarvan. Dieselfde gelykenis, maar met enkele wysigings en met ander toepassings. En daai wysigings en toepassings is nogal belangrik. Jy sal sien dat Jesus praat van goue munte. Maar die belangrike is, wat is die toepassing? Die toepassing gaan oor Jesus se koningskap. Die hele gelykenis is bedoel om iets te vertel van Jesus se koningskap. En dan hoe dat dit uiteindelik twis sal veroorsaak en die weerstand sal uitlok en uiteindelik tot verwerping van sy koningskap sal lei. Maar uiteindelik sal hy wel koning word en dan gaan hy die mense doodmaak wat sy koningskap verwerp het. En onmiddellik daarna vertel Lukas van Jesus wat op pad is na Jerusalem toe. Dit is nie toevallig dat Lukas die stukke so agter mekaar sit nie. Hy wil hê ons moet insien, daardie gelykenis het betrekking op sy tog na Jerusalem, want hy kom daar hy's op pad as die koning. En uiteindelik Jesus se intog in Jerusalem is 'n woordlose preek met 'n baie besondere boodskap. Ons moet daarop let, Jesus se intog is nie 'n alledaagse ingang in die stad soos die ander mense wat ook daardie dag daar in Jerusalem ingegaan het of deur die stad gegaan het nie. Sy intog was 'n duidelik en deeglik beplande geleentheid met 'n baie spesifieke doel. En dit moet ons raak sien. Dit was deel van God se raadsplan met Jesus se koms na die wêreld toe. Wat gaan maak Jesus? Hoekom gaan hy Jerusalem toe? Wat gaan maak hy? Net om te gaan sterwe. Maar hoekom gaan sterwe hy? Alles gaan oor die redding van die stad Jerusalem.
En uiteindelik verwerpel Jesus en moet hy die oordeel oor die stad uitspreek. En dit is hoekom Jesus uiteindelik ook gehuil het by daai geleentheid. Sy intog was 'n duidelik beplande plan van die Here. Let daarop, Jesus stuur 2 disippels vooruit na 'n klein dorpie toe om vir hom 'n donkie te gaan haal. Gaan kyk ons mooi na daardie gedeelte, dan sal jy baie gou agterkom, maar Jesus gaan nog in elk geval deur daardie dorpie. Hy gaan self nog deur daardie dorpie om Jerusalem te bereik. Daar's nie 'n ander manier nie. Hy kan ons maar aanhou stap saam met sy disippels totdat hulle by die dorpie kom. Maar hy wil hê daar moet iets duidelik gesien word van hierdie donkie en iets duidelik gesien word van hierdie donkie waar hy vasgemaak staan. Dit gebeur nie sommer net van self nie. Dit is wat Jesus wil hê. En uiteindelik, daar was dus 'n spesifieke doel en 'n stukkie goddelike beplanning daar wat daarmee saamgegaan het, wat ons moet probeer vasstel uit die beskikbare gegevens. Nou al inligting wat Jesus vir sy 2 disippels gee, wat hy gestuur het om die donkie te gaan haal, is dat hulle die donkie vasgemaak sal kry, net soos hulle die dorpie ingaan. Daar word nie gesê, wat is die eienaar se name nie, wat die donkie daar vasgemaak het nie. Matteus praat ook nie net van 'n donkie nie, hy sê 'n donkie met 'n vul by haar. En dat hulle die vul moet gaan haal. Lukas vertel dat die eienaars ook gevra het, soos Jesus gesê het, waarom maak julle die donkie los? Niemand sal tog toelaat dat enige vreemde persoon jou donkie wat jy daar vasgemaak het, kom vat nie. Hoekom gebeur dit? Die eienaars was egter tevrede om net te hoor, die Here het hom nodig, en hulle daardie 2 disippels gelos, om hulle gang te gaan. Dis mos heel ongewoon, en beteken dus een van 2 moontlikhede. Of Jesus het vooraf met die eienaars afgespreek, dat hy die donkie sal laat haal, en ons vind in nie een van die evangelies, 4 evangelies, enige aanduiding dat Jesus vooraf met die eienaars afgespreek het nie. Die klaarblyklikheid van bonatuurlike goddelike werksaamheid word egter daardeur bevestig. Deur die buitengewone kry van die donkie, gaan haal van die donkie, en dan uiteindelik ook die onnatuurlike gedrag van die donkie. Volgens Markus en Lukas het Jesus pertinent vir die 2 disippels wat hy gestuur het om die donkie vul te gaan haal gesê, geen mens het nog op hom gery nie. Wat is ons aanname altyd, as ons dit lees? Maar hy is mos die koning. Daar is 'n ander rede voor. Daar is 'n ander rede voor. 'n Mens hoef nie veel van die tem en leer en afrig van donkies te weet, om te besef dat 'n donkie nie gedwee sal toelaat dat iemand 'n riem om sy nek vasmaak nie. Wat nog te sê, om iemand toe te laat om hom op te klim en op hom te ry. En dit terwyl daardie donkie nooit vooraf geleer is nie. 'n donkie sal dit nie toelaat nie. Ek weet nie hoeveel van julle, die manne veral wat nou hier is, en julle jong daar, julle wat van 'n plaas afkom, die wil donkies probeer ry het nie. Luister, hy gooi vir jou af waar jy trek deur die lug dat jy nie gedink het 'n donkie kan dit reg kry nie. Maar dit is nogal 'n gevaarlike besigheid ook. En uiteindelik is dit die tipe donkie wat na Jesus toe gebring word. Maar 'n donkie wat sterk genoeg is om vir Jesus te dra, is ook sterk genoeg om hom af te gooi. En wonder bo wonder, die donkie doen dit nie. Die donkie gooi nie vir Jesus af nie.
Niks daarvan nie. Hierdie donkie waarop Jesus ry, tree heeltemal teen sy eie aard op. En dit bevestig maar net dat God in beheer van hierdie donkie was. Luister mooi, net soos hy in beheer van Biliam se donkie in die Ou Testament was. Die donkie is heel gewillig om gehoorsaam in God se diens te staan, asof hy weet hy dra die koning van die heelal op sy rug. Die intog van Jesus in Jerusalem op die rug van die donkie was een van die laaste take wat Jesus moes uitvoer voordat hy gekruisig sou word. In sy intog op die rug van die donkie, luister mooi, was 'n wonderteken wat Jesus gedoen het, deur die donkie aan hom gehoorsaam te maak, net soos hy van tevore, 3 jaar tevore, die water gehoorsaam gemaak het om in wyn verander te word. Sy optrede en die gedrag van die donkie het bevestig dat hy die groot profeet is, wat God beloof het, waarvan 'n hele paar keer in die Ou Testament voorspel word. Met sy intog in Jerusalem en sy gepaardgaande optrede by die geleentheid, bring hy 'n belangrike profetiese uitspraak van die profeet Sagaria tot vervulling. Wat is daardie belangrike profesie van Sagaria? Luister mooi. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en ry op 'n donkie op die vel van 'n pakdier. Hoeveel jaar, hoeveel eeue het die Israeliete gewag op daardie dag? Dat daardie koning sal kom, wat op 'n nederige donkie ons stad sal kom inry. En wie is die een wat die stad inry? Jesus, ons verlosser. Omdat hy daarmee wil sê, hier is julle werklike koning. Hier is julle werklike koning. Matteus en Lukas en Johannes lig al 3 hierdie aspek van Jesus se intog in Jerusalem uit. Sy optrede, luister mooi, sy selfopenbaring waarmee hy sonder woorde sê dat hy die koning is van wie die profete voorspel is. Dit val 'n mens op, dat by die geleentheid daar nie 'n enkele woord uit Jesus se mond kom nie. Jesus doen dit net. Hy sê niks, hy verduidelik nie vir die mense nie. Hy sê absoluut niks. En dan uiteindelik, die enigste keer wat hy praat, is wanneer hy antwoord op die beskuldiging of die eis van die Fariseërs. Meneer, maak stil die volgelinge. Sy optrede sê alles wat gesê moet word, om die betekenis van die gebeure te verstaan. Nie sy woorde nie, maar dit wat Jesus doen. Verder laat hy die praatwerk aan die mense oor, wat by is, en hy laat die praatwerk aan God sy Vader oor. Die mense se woorde bevestig dat hulle die betekenis van die gebeure verstaan. Daarom sing hulle daardie lied, daarom sê hulle loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. Hulle verstaan dit baie, baie duidelik. Hulle begin prys hom as die koning, as hulle verwagte koning. Nou die vraag is nou, hoe het hierdie klomp mense tot daardie oortuiging gekom? Dat hulle uiteindelik dit van Jesus kan sê, dat hulle kan insien, hy is daardie koning. Die uitroepe en dit wat hulle gesing het, was 'n aanhaling in die Ou Testament van 'n verwagte koning, die nageslag van Dawid wat vir ewig op die troon sou sit. En daardie woorde kom met Psalm 118 vers 26. En dit bevestig vir hulle dat Jesus se optrede by die geleentheid, hulle dit reg verstaan het. Die wonderwerke wat hy gedoen het, onder andere om vir Lazarus uit die dood te laat opstaan, sowel as hulle kennis van die woord van die Here en al God se beloftes, het hulle tot daardie oortuiging gebring. Hy is die koning. Hy is die koning. Daar's egter 'n ander werklikheid wat ons ook in ag moet neem. 'n Direkte betrokkenheid van God die Vader by die haal en gedrag van die donkie is ook hier onmiskenbaar teenwoordig.
'n geruime tyd voor Jesus se intog in Jerusalem, lê Petrus voor Jesus 'n bekende belydenis af. Toe Jesus vir hulle vra, wie sê julle is ek? Sê Petrus, u is die Christus, die Seun van die lewende God. En dan antwoord Jesus die volgende antwoord daarop. Hy sê, dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Dieselfde gebeur hier. Die Vader is hier aan die werk en hy bring daardie mense tot daardie oortuiging. Dit wat die hele skare juigende volgelinge gesing het by die geleentheid, was 'n profetiese woord wat van God af gekom het. Ons sien dit ook in Jesus se uitspraak aan die beswaarmakende Fariseërs. As hulle beswaar maak omdat hierdie mense so uitroep oor Jesus se koningskap, dan sê Jesus vir hulle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. As hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Die implikasie van hierdie woorde van Jesus is, dit is woorde van God. As die skare stil bly, sal hy dit op 'n ander manier laat uitroep, al moet hy op die klippe dit laat doen. Want dit is 'n goddelike woord wat hy wil hê. Luister mooi, almal moet hoor. Daardie dame wat net nou gebid het oor die hoop wat ons moet gaan uitdra. Luister mooi, wat almal moet hoor. Soos die Vader vir Petrus tot die oortuiging gebring het oor wie Jesus is en die duidelike, kosbare belydenis laat uitspreek het. Net so het hy ook die skare tot die oortuiging gebring oor wie Jesus is. En hulle deur hulle sang en uitroepe, dit daardeur 'n geloofsbelydenis laat uitspreek, omdat die Vader God dit so wil hê. Die Vader God wil hê daardie selfde boodskap wat daardie dag verkondig is, moet ook by daardie deure vanmôre uitgaan. Dis die boodskap wat ons almal, ek ook, in hierdie komende week moet gaan uitdra. En daarom uiteindelik, soos die Vader vir Petrus tot die oortuiging gebring het oor wie Jesus is, en die duidelike kosbare belydenis laat uitspreek, net so het hy die skare tot daardie oortuiging gebring oor wie Jesus is, en hulle sang het dit uitgespreek, hy is die koning, die verwagte koning. Die paar Fariseërs wat teenwoordig was, het natuurlik glad nie daarmee saamgestem nie. Hulle het openlik en ferm hulle daarteen verset en gebiedend vir Jesus gesê, meneer, maak stil die volgelinge. Hoekom het die Vader nie dieselfde geloofsoortuiging in hulle gedagtes en harte gelê? Hoekom het die Vader dit nie so gedoen nie? Omdat hulle om verskeie redes Jesus nie as die Messias, die Seun van God, wou aanvaar nie. Die eerste rede is, omdat Jesus uit Nasaret gekom het, en hulle het gedink, uit so klein, onbeduidende, onbenullige gehuggie, soos Nasaret kan niks goeds kom nie. Dis onmoontlik. Hy kan nie die verlosser van die wêreld wees. Verder ook Jesus se woorde en sy werke as komende van God nie aanvaar nie. Al het hulle soveel wondertekens gesien, wat net God kan doen. Ons weet mos dat hy gesê het, toe Jesus die duiwels uitdryf, hy doen dit deur die mag van Beelzebul, die owerste van die duiwels. Wat sit agter hulle optrede en sieninge by hierdie van die Fariseërs? Hulle eie verwronge, mensgemaakte, godsdienstige opvattings, lerings en oortuigings. En dit het hulle gedryf om vir Jesus van godslastering aan te kla. En het daarom met al sy aansprake dat hy die Seun van God is met mag en mening teëgestaan en hulle daarteen verset. En al het hulle soveel tekens gesien van die goddelike krag wat in Jesus gewerk het. Jesus se leringe was natuurlik direk in stryd met wat hulle die mense geleer het. Die Fariseërs se godsdienstige opvatting het hulle geestelik blind gemaak vir die waarheid, vir die doel van Jesus se koms en luister mooi, vir hulle eie nood. Waaroor huil Jesus as hy Jerusalem ingaan? Hy besef hierdie mense verkeer in God in groot nood.
En die oordeel van God is gereed om oor voltrek te word. Maar sy koms, sy besoek aan daardie stad, is 'n laaste oproep tot bekering. En daarom besoek hy die stad. Hy wil hulle oproep tot bekering. Maar nog wou hulle nie luister nie. Hy sê, maar julle is blind daarvoor. Daarom sê hy, as jy tog wil insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. En dit is die wens, die begeerte van Jesus se hart, dat dit vanmôre ook in hierdie erediens met ons klompie moet gebeur, wat hier teenwoordig is. Hierdie toestand van Jerusalemse mense en die Fariseërs staan 'n skrille kontras teenoor wat in Jerigo gebeur het, net voor Jesus Jerusalem ingekom het. Daar het hy nie net vir Saggeus tot redding gebring nie, maar daar by die ingang van die stad, daar keer die blinde hom voor, Bartimeus. Daardie blinde kan nie sien nie, maar sy geestesoë sien dit raak, dat Jesus die seun van Dawid is, die nakomeling van Dawid, die een wat die koning sou word, die een wat deur God beloof is. Maar die mense van Jerusalem wat sien, en die skrifgeleerdes en die Fariseërs, hulle sien dit nie raak nie. Wat nog meer is, Jesus gaan Jerusalem toe, en daar in die tempel, daar genees sy blindes. En te midde van daarvan dat hulle dit gesien het hulle dit nog nie geglo nie. Jesus het hom natuurlik oor die blinde ontferm. Maar die blinde het geroep, Jesus seun van Dawid. En dit is die omtrent dieselfde uitroep wat ons kry in Psalm 118. Toe Jesus dit met sy volgelinge beleef, toe het hy geen reaksie getoon nie. Want daar was 'n dag toe hulle hom koning wou maak. En toe het hy gesê, nee, julle maak nie vir my koning nie. En hy het onder hulle uit die hassepad gekies. Maar hier doen Jesus niks, hy maak hom nie stil nie. Hy ontmoedig hulle nie, want sy tyd het gekom. Hulle is kwaad daaroor, oor wat hierdie mense uitgeroep het, maar toe hierdie blinde dit uitroep, toe pla dit hulle nie, niemand het opgetree nie. Let daarop, ook die mense wat vir Bartimeus beveel het om stil te bly. Hulle moes sien hoe dat Jesus vir hom gesond maak. Waar Jesus gekom het en net blinde oë geopen nie, maar ook geestelik blinde oë genees. En uiteindelik so was dit ook met die mense wat gesien het hoe hy vir Bartimeus genees het. Met die Fariseërs en die skrifgeleerdes, die mense van Jerusalem, was dit heeltemal anders. Te midde daarvan dat Jesus blindes en krepeles in die tempel genees het, het hulle geestelik blind gebly. Te midde daarvan dat die koning van die heelal gekom het om Jerusalem te red en vir hulle vrede te bring, het hulle blind gebly daarvoor. Het jy mooi die boodskap gehoor wat God die Vader wil hê, ek en jy, deur hierdie skriflesing en deur hierdie boodskap moet hoor. Hy het gekies om sy boodskap deur sy boodskappers, gewone mense soos ek en jy, en soos hierdie skare juigende volgelinge van Jesus in Jerusalem te laat verkondig, eerder as om van klippe gebruik te maak. Die klippe sou die laaste uitweg wees. Die Vader wil hê ek en jy moet hoor en verstaan. Jesus, die Seun van God, het as die koning van die heelal gekom om te kom soek en te red wat verlore is en vir daardie mense vrede te bring. Dit word, daardie vrede en daardie verlossing is nie iets wat outomaties in ons lewe gebeur nie. Jesus het in Johannes 3 vers 39 gesê, ek het na die wêreld toe gekom om die mense voor 'n beslissing te stel, sodat die wat nie kan sien nie, kan sien, en die wat sien kan blind word.
Geen mens kan 'n neutrale posisie teenoor Jesus inneem nie. Jy is of aan die kant van hierdie juigende skare, wat bly is oor Jesus se koms, of jy's aan die kant van die Fariseërs. Jy's of aan die kant, jy's vir Jesus, of jy's teen Jesus. Om 'n ware volgeling van Jesus te wees, is nie iets wat outomaties gebeur nie. Dit vra 'n duidelike, bewustelike besluit, 'n beslissing. Jy word nie 'n volgeling van Jesus omdat jou ouers baie toegewyde gelowiges is nie. Jy word nie 'n kind van die Here omdat jy in 'n Christelike ouerhuis groot geword het nie. Jy word nie 'n kind van die Here omdat jy amptelike lidmaat van die kerk is nie. Jy word nie 'n kind van die Here deur elke Sondag kerk toe te kom nie. Jy word nie 'n kind van die Here deur elke dag te Bybel te lees en te bid nie. Jy moet 'n besluit oor Jesus neem, 'n duidelike, bewustelike beslissing vir Jesus. Kan jy nie vir altyd ontwyk nie, vroeër of later sal jy daardie beslissing moet maak. Kan ek julle net weer vorentoe vat daar na die begin van die diens toe? Wat is daardie woord? Wat is daardie woord wat Jesus van gepraat het? Die eed wat hy sal aflê. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek die Here is. Jy kan nou maar dit uitstel om 'n besluit te maak. Sê ek sien nie nou kans om vir Jesus te volg nie. Daar is 'n dag wat op jou pad gaan kom, wanneer jy voor Jesus sal moet buig. En uiteindelik, 'n duidelike, bewustelike beslissing kan jy nie altyd ontwyk nie. Miskien besef jy dit al jare lank wat jy uitstel. Vandag is jou Kairos oomblik, jou oomblik van beslissing. Dalk is dit vandag ook die laaste geleentheid wat jy het, net soos Jesus se besoek aan Jerusalem daardie dag die laaste oomblik was. Daardie oordeel wat Jesus daardie dag uitgespreek het oor Jerusalem, het in vervulling gegaan. Dit was nie leeuwoorde nie, dis presies wat ons gehoor het, daardie woord sal nie onvervuld bly nie. En daarom, wat keer jou om 'n belangrike beslissing te maak? Dit wat vir die Fariseërs en die skrifgeleerdes gekeer het, was hulle verwronge geloofsopvatting. Hulle was met godsdiens besig en nie met geloof nie. Wat keer jou? Die Fariseërs is daardeur gekeer. Vandag is daar baie sulke mensgemaakte godsdienstige opvattinge wat in omloop is in alle kerke en denominasies. En uiteindelik besef die mens dat dit nie troos en hoop gee nie. Hulle besef dit nie. Ek wil maar net 'n voorbeeld vir julle gee. Dis eintlik 'n boodskap vir 'n ander dag. Ek glo hier's ook mense vanmôre wat elke dag hulle sonde bely. Het Jesus dit dan nie alles klaar weggeneem nie? Het hy nie aan die kruis dit alles klaar weggeneem nie? En nou sit ons met die gedagte, ek sal die hemel toe gaan as ek net my sonde bely. Is dit waar? Dis alles behalwe waar. Ek wil dit sag sê, omdat dit so hard gesê moet word. Dis alles behalwe waar. Jy kan alleenlik in die poorte van die hemel ingaan, as jy besluit neem om vir Jesus met jou hele lewe te volg. Want hy is die deur. Hy is die deur. Jy kan alleenlik daar ingaan, omdat hy vir jou en my sonde gesterf het. En daarom, uiteindelik moet ons almal besef, daai Kairos oomblik is wag vir ons. Dit word vertel van die evangelis,
wat wonderlike werk vir die Here gedoen het in die wêreld. Maar dit is werklik, hierdie Evangelis het gelewe, hy het self die storie vertel. En dan droom hy dat Jesus kom na hom toe en dan sê Jesus vir hom in die nag, vanuit sulke wonderlike werk wat hy doen, en die Here gaan hom met die ereplek in die hemel beloon. En die volgende dag droom hy weer, en die volgende dag droom hy weer, en die volgende dag droom hy weer. En toe begin hy besef, maar dis die duiwel wat vir hom aanval. En toe in die droom, toe sê vir die duiwel, maar jy's mos die duiwel, jy's mos nie Jesus nie, jy vermom ons jou vir jou soos Jesus. Hy sê, nee, natuurlijk is ek Jesus. Hy sê, wys vir my jou hande. Hy wys sy hande, hy sê, nou, jy is nie Jesus nie, want daar is geen merk aan jou hande nie. Hy sê, maar onthou nou, ek het opgestaan uit die dood, ek is mos verheerlik. Toe sê die Evangelis, nee. Toe Jesus na die disippels toe gekom het, waar Thomas by was wat nie wil glo nie, toe sê Jesus vir hom, kyk na my hande. Nadat hy opgestaan het uit die dood, het hy die tekens wat vir jou en my die waarborg is. Hy het vir ons sondes klaar gesterf. Vir al die sonde wat ook jy en ek nog in die toekoms sal doen, het hy klaar betaal. Al wat hy vra, glo dit net. Dit is wat Jesus graag wil hê. Dit is wat hy na die boodskap van jou ook wil hoor. Onthou dan maar net die goddelike woord wat ons in die fotum gehoor het. Voor my sal elke knie buig en elke tong sal bely dat ek die Here is. Amen. Is dit die antwoord waarby jy uitgekom het? Op daai tweede vraag wat ek aan die begin van die diens gevra het? Dis wat Jesus wil hê. Ons het klaar amen gesê. Kom ons bid net saam. Wonderlike Vader, baie, baie dankie dat ons diep kon gaan grawe in die woord en dat ons vanmôre op 'n ander manier na hierdie ou bekende verhaal kon kyk, in diepte daarna kon kyk. En dan besef ons vanmôre, Here, daar is so baie dinge wat ons misgelees het al die jare. Baie dankie, Here, dat U dit vandag vir ons kom oopmaak het. En dankie, Here, vir elkeen wat vanmôre die hand kan opsteek en sê, ek behoort aan die Here. Ek volg vir Jesus al jare. In my lewe was daar jare gelede al 'n oomblik van beslissing. Ons bid vanmôre, Here, by hierdie erediens. As jy iemand vanmôre is wat nog nie daardie beslissing vir U gemaak het nie, dat daar nie 'n oomblik van uitstel sal wees nie, maar dat daardie persoon dit ook dadelik sal doen, daar waar hy of sy nou sit. Dankie, Here, dat U ons gebed sal verhoor in Jesus se naam.